Jy is so welkom om jou sitplek te neem. Wat 'n oggend, goeie Vrydag. Omtrent 9 uur, so 10 minute terug, word die spykers in Jesus se hande en in sy voete ingekap. 9 uur is omtrent die tyd wat daai klank weergalm oor die hele Golgotha. Dis 'n tyd wat weergalm en elke oomblik, elke klank het 'n impak in jou en my storie. Dis incredible om daaraan te dink. Dis incredible om te beleef dat hierdie oomblik nie net iets is wat Jesus kom doen het nie, maar elke element, elke deel van dit het 'n impak in jou en my storie. Teen 12 uur vanmiddag word die hele aarde donker. Heers duisternis oor die aarde. En teen 3 uur blaas Jesus sy laaste asem uit vir jou en my. En hierdie Vrydag is so gekompliseerd en tog so amazing gelyktydig. Dis een van daai oomblikke waar binne my hart, elke keer as ons by 'n Paasnaweek uitkom, dan het ek hierdie hartseer in my hart, maar ons weet, is 'n goeie dag. Ons weet, hierdie prys moes betaal geword het, maar ek het so 'n diep hartseer in my hele wese van elkeen van dit wat ons aan kan dink wat 'n oortreding moontlik was, het 'n impak gehad in hierdie oomblik. Elke deel wat hy gedra het, het hy kom dra vir jou en my, waar hy geen sonde gehad het nie. En wat Galasiërs eintlik so mooi vir ons sê, hy het nie net sonde op hom geneem nie, hy het sonde vir jou en my geword. Hy het die identiteit van sonde op hom geneem, sodat ek en jy nie die identiteit van sonde hoef te dra nie. Daarom is ek nie meer net 'n sondaar gered deur genade nie, maar ek word die geregtigheid van God, omdat ek besef dat hierdie kruis nie net 'n prys betaal het, sodat ek nou kan hemel toe gaan nie, maar dat sodat my hele wese verander. En hoe incredible is dit nie? Ons is in die laaste tyd, is ons besig met Jesus aan die etenstafel, en vanoggend fokus ons op die oploop eintlik tot die kruis. Jesus se heel laaste etenstafel voordat hy gekruisig word. Wat natuurlik die instelling van die nagmaal ook word. Maar ons fokus vandag op Jesus aan die etenstafel met Judas. Wat 'n tyd om nie 'n vlieg teen die muur te kan wees nie. Wat 'n tyd dat ek en jy die voorreg het om 'n vlieg teen die muur te wees in hierdie gesprek. Die heel laaste etenstafel voor Jesus sterf. En die disippels is daar, maar daar's 'n spesifieke interaksie met Judas. En ek en jy het die voorreg om te leer uit daai oomblik uit. Ek en jy het die voorreg om te weet, die oploop tot die kruis het 'n element wat eintlik soveel meer in jou en my losmaak. Die tyd en die storie speel af in die tyd van die Paasfees, in die tyd van die Pasga. En Judas het klaar vir Jesus gaan verkil, eintlik gaan oorlewer aan die owerste priesters. Hy het klaar sy 30 silwerstukke ontvang. Hy het klaar hierdie oomblik gedoen, dis afgehandel, is dan. En al wat hy nou doen, is hy wag vir 'n geleentheid om Jesus oor te lewer. Hy wag vir 'n geleentheid om in hierdie oomblik net Jesus aan hulle te gee vir die prys wat hulle klaar vir hom gegee het, die geld wat hy reeds ontvang het. En dan tel ons die gebeurtenis op in Matteus 26. As jy jou Bybel het, is jy welkom om daar oop te maak. Matteus 26 vers 17. Hy sê, en op die eerste dag van die ongesuurde brode, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarop het die disippels gedoen soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei, en toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. Dis so 'n incredible oomblik. Jesus wat sê, gaan na die stad, na 'n sekere man. Dis duidelik dat Jesus iemand spesifiek in gedagte gehad het. Lukas gee vir ons weer 'n ander weergawe van daai storie, waar hy sê, julle gaan weet, dit is hy, want hy gaan 'n kan water dra. So daar's 'n spesifieke element wat hy het, maar dis 'n spesifieke persoon wat Jesus in gedagte gehad het. En hy sê, gaan na hierdie ou toe, gaan na sy huis toe. Lukas sê, agtervolg hom. So as julle die ou sien, agtervolg hom net tot by sy huis, en gaan saam met hom by sy huis in. Dit moes 'n weird en awkward moment vir hierdie ou gewees het. Maar Matteus sê, gaan na hierdie ou toe, en vra vir hom, laat ons na jou huis toe kan kom, want hier is 'n geleentheid. Die meester sê, sy tyd is naby, en hy wil in jou huis kom eet. Dis vir my so incredible, dat ons eintlik nie weet wie hierdie ou is nie. Dat ons nie sy naam ken nie, dat geen van die evangelies sê wie hy is nie. Want dit is my so kosbaar, dat Jesus hierdie laaste maaltyd kies,
Hierdie laaste oomblik wat hy op aarde het, en hy kies dit om dit by 'n onbekende se huis te doen. En waarbinne hy jou eintlik maar attent wil maak, dat van die grootste oomblikke van sy lewe, kies hy die onbekendes om hulle deel te maak van 'n significant oomblik. Wat 'n groot voorreg is dit, dat ek en jy kan weet, dat die Here nie net die high and mighty en die hoë society uitkies nie, hy kies die onbekendes vir geleenthede wat ek en jy nie verstaan nie. Daai oomblikke wat agter die skerms gebeur, wat so significant is en wat so groot impak gaan hê in die disippels se lewens in hierdie oomblik, kies hy 'n onbekende ou om dit by te doen. En dan al wat hy van hierdie ou vra is 'n oop huis. Dis al wat hy van hom vra. Hy vra nie vir hom enigiets en hy sê die disippels sal kom voorberei. Weereens Lukas gee so klein bietjie 'n ander weergawe. Hy sê die kamer was klaar reg en die disippels het net die laaste voorbereiding kom doen. Matteus sê ons kom om jou plek voor te berei. Daar's 'n ontdekking om te maak vir hierdie ou. Wat 'n uitnodiging nie vir hom nie. Wat 'n geleentheid nie vir hom nie. As daai woorde sy ore slaan, die meester sê sy tyd is naby en hy wil by jou kom eet. Die meester sê, daar moet iets wees wat onmiddellik resoneer in sy hart, iets wat onmiddellik om 'n bewustheid gee. Ek weet van wie jy praat. Ek weet wat hierdie oomblik behels en al wat Jesus van hom vra, sal jy jou huis vir my oopmaak. Die disippels sal die plek kom voorberei. Jy hoef nie te worry daaroor nie. Die disippels sal alles bring wat nodig is sodat hierdie maaltyd gevoer kan word. Al wat ek van jou vra is maak jou huis oop. En is dit nie juis wat Paasfees vir jou en my kom doen het ook nie? Is dit nie juis wat hierdie storie in ons lewens kom losmaak het nie? Openbaring 3 vers 20 ken ons almal baie goed. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Soos die onbekende man staan die Here by elkeen van ons se deure en klop en al wat hy vra is, sal jy jou huis oopmaak? Sal jy oopmaak dat ek kan kom woon? Sal jy oopmaak sodat ek saam met jou die maaltyd kan kom vier? Sal jy oopmaak? Is jy gereed om te sê, Here, my huis is reg. My huis is 'n plek waar ek U wil innooi. Ek hoef nie nog bekommerd te wees, wat gaan ek regskuif en wat gaan ek doen nie. U bring alles wat ek nodig het, sodat hierdie feesmaal gevier kan word. En dan begin die gesprek aan die tafel in Matteus 26 vers 21. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Imagine gou die atmosfeer om die tafel. Ek dink dit is 'n blye oomblik. Ek dink dis 'n feestelike oomblik. Hulle verstaan nog steeds nie lekker wat die tyd is van hom wat naby kom nie. Hulle verwag 10-1 nog steeds so tipe van 'n koninkryk wat hier op aarde gaan gevestig word. Hulle prentjie is dalk nog nie 100% reg nie. En nou sê hy sy tyd is naby en ek dink daar's iets van 'n opgewondenheid om hierdie tafel. En die Pasga natuurlik het gegaan oor die herinnering van God wat hulle uit Egipte land uit bevry het. So hulle het 'n stuk dankbaarheid wat saamkom in hierdie oomblik. En soos wat hulle kuier om hierdie tafel, dink ek dis feestelik en die atmosfeer is lekker en almal sit om hierdie tafel en geniet die oomblik. En dan skielik sê Jesus, en een van julle gaan my verraai. Imagine hoe swaai die atmosfeer, en ons kan dit optel, actually in die volgende sinnetjie, vers 22. En toe word hulle baie bedroef, en begin elkeen van hulle aan hom te sê, is dit miskien ek, Here? Is dit miskien ek, Here? Imagine hierdie oomblik, hulle sit aan die tafel, kuier lekker, en dit is 'n oomblik van feestelikheid en dankbaarheid. Jesus sê in 'n oomblik, een van julle gaan my verraai, en in daai oomblik begin almal bedroef raak, en een vir een begin die disippels die vraag vra, is dit miskien ek, Here? Hoor gou hoe incredible is hierdie oomblik, hoor gou hoe groot impak het hierdie oomblik, dit bewys eintlik twee dinge vir ons, een wel, hulle is teleurgesteld en hartseer dat dit moontlik een van hulle is, twee, nie een van die 11 onskuldiges dink hulle is bo hierdie oomblik nie. Nie een van die 11 onskuldiges dink dit kan nie hulle wees nie. Dis onmoontlik dat dit hulle kan wees. Weet jy hoeveel keer trap ek en jy in daai struik waar ons eintlik dink ons is so uitgesorteer, niks kan ons raak nie. Dit sal nie ek wees, dis definitief nie ek nie. Soos Petrus, steek jy jou hand op, ek dink is 10-1 jy. Jy het al genoeg droog gemaak, en jy gaan actually, direct na hierdie oomblik, gaan jy die een wees wat lekker droog maak, en Jesus verloon 3 maal. Dis jy, so steek sommer maar nou jou hand op, ons weet dis jy. Hulle raak so bedroef, en so hartseer, dat hulle een vir een om die tafel gaan, en ek kan amper sien hoe daai atmosfeer begin draai, soos wat die eerste gesprek kom, 10-1 Johannes, wat direct langs Jesus sit,
is dit dalk ek, Here? Is dit ek? En Jesus antwoord niks nie. En so gaan hulle aan, Petrus antwoord, Here, is dit dalk miskien ek? En voor Judas kan antwoord, voor dit Judas se beurt is, ek sien amper die prentjie, hoe hy die laaste een is aan die tafel. En hoe, kom ons sê, argumentsonthaalwe, die Bybel sê nie vir ons, hulle links om die tafel gaan, en Judas aan die ander kant sit, of ander vice versa, dit maak nie regtig saak nie. En Judas direk langs Jesus sit. En voor hy sy vraag kan vra, voor dit sy beurt is, sê Jesus die volgende in vers 23. En toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daarvan hom geskrywe is, maar wee daardie man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir hom goed gewees het, as daardie man nie gebore was nie. Jesus sê, hier kom 'n aksie, hier kom 'n oomblik nou, wat die teken gaan wees, wie my verraaier gaan wees. En hy sê, hierdie moet gebeur. Hierdie gaan bevestig wat geskrywe is, ek gaan 'n wrede dood moet sterf, maar weet die een wat die seun van die mens verraai. Dit sou vir hom beter gewees het, dat hy nie gebore geword het nie. Hy sê eintlik, hy berei eintlik vir Judas voor, hy sê vir hom, hierdie ding gaan 'n groter impak op jou wese hê, as wat jy nou besef. Jy dink dit is net 'n oomblik. Jy het dalk selfs 'n ander prentjie oor wat gaan gebeur uit hierdie oomblik uit. Ons weet nie dalk wat alles in sy kop aangegaan het in daai oomblik nie, maar een ding weet ek is asof Jesus hom voorberei en sê, Judas, jy besef nie hoe groot hierdie ding jou gaan slaan nie. Jy besef nie hoe hard hierdie ding jou gaan tref nie. Dit sou eintlik vir jou beter gewees het as jy nie gebore was nie. As dit nie nodig was dat hierdie oomblik moes gebeur nie, maar dit is nodig. En dan antwoord Judas, maar sy sinnetjie klink so bietjie anders as die ander 11 sin. Hoor hoe stel hy dit in vers 25. En Judas wat hom sou verraai, antwoord en sê, is dit miskien ek, Rabbi? En hy antwoord, jy het dit gesê. Hoor gou die subtle verandering. Die disippels vra vir Jesus, is dit miskien ek, Here? Judas vra, is dit ek, Rabbi? Vir die disippels, as hulle na Jesus kyk, dan sê hulle, Jesus is die Here. Hy is die heerser van die heelal. Hy is die verlosser, die Messias. Hy is die een wat selfs as dit ek sou wees wat hom verraai, weet ek, hy is die een wat my kan red van hierdie oomblik. Is dit miskien ek, Here, van my lewe? Is dit miskien ek wat hier droog gemaak het? Maar U is die Here en U kan alles verander. Here, ek roep uit na U. Maar Judas antwoord, is dit U? Is dit miskien ek, Rabbi, leermeester? Vir Judas is dit net Jesus wat alles weet. Hy is die leermeester, hy ken alles. Hy ken hierdie oomblik. Hy weet in elk geval wie ek is. Hy weet in elk geval wat ek gedoen het. Ek hoef eintlik nie hierdie vraag te vra nie, hy weet dit is ek. Die ander sê, Here, my verlosser, my redder, U kan my red uit enige situasie. Judas sê, Here, ek weet U weet. En weet jy, hoe moeilik is dit baie keer wanneer ek en jy in ons lewens kom, waar binne ons Jesus net hanteer as die leermeester, die een wat alles weet. Ag Here, U weet in elk geval wat ek gedoen het. Hoekom moet ek praat met U oor hierdie ding? Here, U weet, ek gaan nooit verander nie. U weet my situasie en hoe dit is. U weet wat die impak in my lewe is. U ken my storie. Dis 'n Judas syndroom, so by the way. Dis 'n Judas gees. En as jy ooit op 'n plek is waar jy dink jy kan nie verander nie, of die Here kan nie jou hart verander nie, of kan nie jou lewe verander nie, doen kritiese introspeksie, want die Here is nie net die Here van die heelal nie, hy is die Here van jou lewe en hy kan alles transformeer. En as Judas dit net gesnap het, en Jesus bevestig dit in hom, hy sê, jy het dit gesê. Die ander het gesê, Here, jy het dit gesê. Jy het gereageer op 'n sekere manier. Jy het bewys eintlik wat in jou hart aan die gang is. En hierdie gees van Judas syfer partykeer so maklik in by jou en my, dat wanneer ek en jy bid, ons Jesus hanteer net as die leermeester en nie as die Here nie. En ons sit aan die etenstafel en ons is in die gesprekke waar ons veronderstel is om te wees. Ons is in die omgewing en tussen die regte mense. Ons is besig met die regte goed. En al wat hierdie storie ons eintlik herinner, is dit help nie net jy sit aan die tafel nie. Dit help nie net jy's in die regte gesprekke nie. Dit help nie net jy die regte 11 ouens om jou nie. Dit help nie eers jy het al die regte leringe as jy nie toelaat dat hierdie Here jou lewe verander nie. As jy nie toelaat dat Jesus jou lewe kom transformeer nie. En dan kom die instelling van die nagmaal in vers 26.
Nou die Bybel sê nie vir ons duidelik presies wanneer Judas sy hand saam met Jesus in die skottel insteek nie, maar ek vermoed dit is in hierdie oomblik wat Jesus die brood vat. En wanneer hy hierdie brood uithaal en hierdie brood breek en met hulle die gesprek voer, hy sê nou net, een van julle gaan my verraai. Hy sê vir Judas, jy het dit gesê, en dan sê hy, en terwyl hulle eet. So die kuier is amper asof dit net weer aangaan. Is asof die oomblik net weer aanbeweeg. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy dit gedank het, breek hy dit en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, en nadat hy dit gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. As hy hierdie oomblik vat, en ek sien amper die prentjie hoe Jesus die brood uithaal, en Judas op hy selfde oomblik, want dit is terwyl hulle eet. Dis terwyl hulle 10:1, soos wat jou bord leeg raak, rek jy jou hand uit en jy vat 'n stuk wat jy nou nog nodig het. En Jesus in hierdie oomblik wat 'n oomblik fasiliteer en Judas is saam met hom in hierdie oomblik. Maar dit keer nie Jesus om die brood te breek in daai oomblik en te sê hierdie is my liggaam wat vir jou gebreek is nie. Hierdie is my liggaam wat in hierdie oomblik Judas vir jou gebreek word ook. Hierdie is my liggaam wat vir elkeen van julle gebreek word en neem die beker wat die bloed is, wat die verbond is van die Nuwe Testament. Die simbole van die nagmaal, so by the way, is die brood en die beker, nie die brood en die wyn nie. Die brood en die beker. Die brood wat sy liggaam is, wat vir jou en my gebreek is, die beker wat die inhoud is van jou en my lewe wat getransformeer word. Die brood wat die uiterlike, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde kan ek en jy heel wees. Sy liggaam wat gebreek is, maar ook die inhoud van my hele wese, wat sê hy, dit is die verbond, die bloed van die Nuwe Testament, wat my hele benadering tot God kom verander het in hierdie oomblik. En die Bybel sê nie presies wanneer Judas loop nie, maar is baie duidelik as jy verder lees, hy loop. Maar eers, almal. Hoor wat sê hy, dit is my bloed. Toe neem hy die beker en dank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, Judas ingesluit. Drink almal, want hierdie is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir nie almal uitgestort is nie, maar vir baie. Hoor wat sy woorde wat Jesus kies. Vir baie. En Judas 10:1 in daai oomblik staan op en loop en sê ek is dalk nie een van die baie nie. En uit daai oomblik uit worship die meele kom my journey voor. Uit daai oomblik uit vers 30. Judas is nie meer by hulle nie. As jy verder lees, kom jy dit agter. Hy sê, nadat hulle die lofsang gesing het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Judas loop, die res van die disciples worship. Judas loop, die res van die disciples sing 'n lofsang, saam met Jesus. En die vraag wat ek eintlik nodig het om vir jou te vra vandag, uit hierdie oomblik word Jesus oorgelewer. Wel, daar's nog 'n paar goed wat gebeur. Petrus verloon hom eers, dan sal hy in die tuin. 9:00 op die Vrydag slaan hy spykers deur sy hande en sy voete. En ek wonder, as Jesus aan hierdie kruis hang, en hy kry 'n misdadiger wat langs hom hang, en sê, U is die Here. 'n Misdadiger wat nie net sê, U is die leermeester, ek het gehoor, U is 'n rabbi, ek het gehoor, U is die groot leermeester van Israel nie. U is die Here. Dink vandag aan my. Hoe Jesus met soveel vrymoedigheid vir hom sê, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees, en ek wonder, of roep sy hele wese nie uit na Judas toe ook in daai oomblik, Judas, sal jy net dit snap? Ek is in my hart oortuig, as Judas net gesnap het in daai oomblik, as Jesus hierdie brood breek, en vir hom die beker aanbied, hierdie is die Nuwe Testament vir jou ook, drink jy uit. Hy sou nog steeds oorgelewer geword het, sou nog steeds gebeur het, sou niks verander het nie.
Ek is oortuig, Judas was ingesluit by hierdie verbond. En miskien verskil jy van my vanoggend. Miskien dink jy anders oor die storie. Ek kyk na dit en ek sien 'n Here wat sê, Judas, dit sou dalk beter vir jou gewees het as jy nie gebore was nie. Dit sou beter gewees het vir die ou wat hierdie ding moes doen, om nie gebore te word nie. Dis amper 'n groter impak op jou as wat jy besef. Maar hierdie beker is vir jou en hierdie liggaam is vir jou. En die scary ding is die disippels sit aan hierdie etenstafel, breek die brood, drink die beker, sing saam met hom lofsange. As die kruis kom, is nie een van hulle daar behalwe Johannes nie. Nie een nie. Nie een is bereid om daar te gaan staan nie. Nie een is gereed om te sê, okay Here, ons verstaan nou waaroor hierdie oomblik gegaan het van u nagmaal en die liggaam wat vir ons gebreek is en die bloed wat vir ons gevloei het nie. We get that now. Ons verstaan hierdie ding. Hierdie is so amazing. Dankie Here vir daai oomblik wat u saam met ons gehad het aan die tafel. Niemand is daar nie. En my vraag vanoggend vir jou is, gaan jy vlug of gaan jy worship? Gaan jy vlug wanneer die druk kom of gaan jy worship? Gaan jy weghardloop en wegkruip of gaan jy aanbid en sê, Here, dankie dat ek hier kan wees, selfs in die diepste, donkerste oomblik van die mensdom. Ek is gereed, Here, om u te aanbid, my huis oop te maak, my deur oop te maak, kom in en neem nie net deel aan die feesmaal nie, Here, maar kom transformeer my. U is die Here. Nie net my leermeester nie. Nie net die een wat alles omtrent my weet nie. U is die Here. En ons gaan in 'n tyd van nagmaal ingaan. Agter is daar tafels, hier voor is daar tafels. Dit gaan verseker heilige chaos wees om by die tafels uit te kom. Maar ek sien dit eintlik as 'n profetiese oomblik ook vanoggend. Hoe Jesus vanoggend dalk vir jou vra, al is dit moeilik om by die tafel uit te kom, sal jy jou weg vind. Sal jy sê, hierdie liggaam is vir my, hierdie bloed is vir my. Hierdie liggaam is vir my gebreek, sodat my hele liggaam, my uiterste, my wese, my besef, my verstaan, my toekoms, alles verander, dat my innerlike binneste, my gees tot nie kom, dat my siel vernuwe kan word en verkoop kan word, dat ek ingesluit kan word, Here, in die verbond wat u kom vasmaak het deur hierdie oomblik. Help my, Here, dat wanneer dan die oomblik kom, dat ek nie sal weghardloop en wegkruip nie, maar dat ek die oomblik sal gebruik om te sê, hy is die Here. En ek kan nie anders as om 'n lofsang te sing tot wie hy is nie. Ek kan nie anders as om hom te aanbid nie. Ek kan nie anders as om my knie te buig en te sê, u is die Here en die heerser van die heelal en van my lewe nie. Dankie Here dat ons u kan vra in hierdie oomblik, soos wat ons gaan deelneem aan die nagmaal, dat u nie net verheerlik sal word, die Here, maar dat u lewens transformeer in hierdie oomblik. Dis my gebed, Here, in u naam alleen. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik jou oë te sluit, net voor ons in die nagmaal ingaan. Miskien is jy vanoggend hier en jy wil vlug. Miskien is jy vanoggend in hierdie plek en dit voel vir jou eintlik, jy het eintlik jou voete gesleep kerk toe, want jy weet dit is belangrik. Maar eintlik wil jy vlug. Eintlik voel dit vir jou, jy wil net hardloop. En dit is nie dat jy Jesus verraai nie. Dit is nie dat jy die een is wat hom oorlewer nie. Dit voel net vir jou asof jy nie die vrymoedigheid of die krag het om net langer aan te gaan nie. Dit voel net vir jou te swaar. Dit voel net vir jou te moeilik. Dit voel eintlik asof jy nie jou geloof wil uitleef daar aan die buitekant nie, want nog elke keer wat jy probeer het, was jy veroordeel. Nog elke keer wat jy probeer het, was jy afgejak. Nog elke keer wat jy probeer het, was jy te neergedruk. En jy is eintlik nou net op die plek waar jy sê, as die kruis daar is, Here, ek sal daar iewers in die agtergrond wees. Ek wil nie daar wees nie. Maar vanoggend beleef ek so, die Here jou net wil innooi en sê, hierdie tafel was nie net vir die voorbereiding nie.
Hierdie tafel is om deel te neem aan. Jy is saam met my gekruisig. Jy is ingesluit by hierdie storie. En as 12:00 vanmiddag die duisternis oor die aarde begin heerset, is dit vandag die teken van vir jou dat die duisternis oorwin is. As ek 3:00 vanmiddag my laaste asem uitblaas, is dit die asem wat ek eintlik in jou inblaas, sodat jy kan lewe. En ek wil jou vra as jy in hierdie plek is en jy sê vanoggend, dis ek Here, ek wil nie langer vlug nie, ek wil nie langer hardloop nie. Of jy aanlyn saam met ons kyk of in hierdie plek is, en dit is jy met wie ek gesels, wil jy nie vir 'n oomblik jou hand in die lug steek daar waar jy is. As jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sak, jy hoef hom nie daar te hou nie. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie oomblik kan oopmaak, amper as 'n nuwe uitnodiging na die tafel toe, amper as 'n nuwe geleentheid om net te beleef, Here, van dit waarvan U ons deel maak, dat ons nie ver op 'n punt hoef te sit iewers nie, dat ons nie hoef skaam te wees of terug te staan vir enige iets nie, maar weet vandag dat hierdie tafel en hierdie kruis vir ons nie net 'n herinnering is nie, maar 'n bemagtiging. Dankie Here dat U ons kom aktiveer vanoggend, dat U ons kom gereed maak, dat U ons kom sterk maak, dat die brood en die beker ons wese en ons hele inhoud van ons lewe kom verander. Dankie Here dat tot eer en verheerliking van U naam kan ons hier staan en nie net lofsange sing, want ons het 'n herdenking om te doen nie, maar dat ons lofsange kan sing, want U lewe en U leef in ons en het die oorvloed van lewe vir ons gegee. Mag U verheerlik word, Here, deur ons asem wat ons het, omdat U die laaste asem uitgeblaas het. Mag U verheerlik word, Here, deur die lig wat ons sal skyn toe duisternis op hierdie aarde geheers het. Mag U verheerlik word, Here, deur elke oomblik van ons wese en ons bestaan uit die oortuiging en uit die waarheid van wat U in ons lewens kom doen. Dis ons gebed, Here, in U naam alleen. Amen en amen.